Kijk, Gerbrand het ingestem, hierdie is my man Gerbrand. So ek het nou vir hulle my deel gesê van die voordele of die nadele van saam bly voor jy getrou het. Was die voordele? Ja, wat was vir jou voordele? Ek sal sê die voordele was ek kon gesien het wat se nonsens hy aanjaag. Okay. So ek kon geweet het wat my irriteer voor die tyd. Goed soos die mayonnaise ooplos. En die mikrogolf ooplos en sulke dom goed. En soos jou skoene wat oral lê. Of jou onderbroeke op die vloer. Selfde tipe ding. Wat dink jy as ons nie voor die tyd saam gebly het nie, maar nog steeds soos die kontroles, ons het nog steeds 7 jaar uitgegaan. 7 of 8 jaar uitgegaan. Ja, dit sou nie 'n verskil gemaak het nie, maar dit het gehelp want jy het gewoontes wat jy gehad het. So ek het gewoontes wat jy gehad het agtergekom en met dit gedeel. Okay. So ek kon sien wat jy doen en ek kon gekies het om dit aanvaar voor die tyd, jy weet? Okay. Verstaan Nee, jy? ja. Maak dit sin. Ja. En nadele? Nadele is mense praat. Ek dink mense praat en hulle weet nie regtig wat gaan aan in mense verhouding en wat jy doen agter toe deure en so nie, maar so hulle praat oor goed wat nie waar is gewoonlik nie. O, okay. So hulle sal skielik so nadele is ek sal sê mense wat jou in 'n slegter oog sien as wat jy eintlik is, want jy veral as dit kom by soos Christelike mense weet en ek dink jy kan hoe sê jy gee nie om wat ander mense dink nie, dit raak jou hart 'n bietjie. Ja, dit gaan nie vir my so erg oor wat ander mense dink nie, maar dit gaan meer oor kyk ons is in 'n posisie om mense te kon gehelp het met raad en met goed, maar daai opinies en goed maak dat daai mense sê hoorie so, maar ek gaan nie luister vir jou want kyk wat doen julle, maar in die end dan doen jy dit nie. Ja. So, ek praat daaroor in die vorige video's, so gaan soek net, is dit 'n sonde om voor die tyd saam te bly? Ek praat bietjie meer ook. Ek dink nie 'n sonde nie. Ek dink nie is 'n sonde nie. Ek dink daar's seker goed wat dalk sondig kan lyk, maar dit is nie 'n sonde nie. Ja. Myne was nou nie so goed soos myne. Myne was complain. So het jy met tye kramp gevoel? Soos ja, ek sal sê voor jy getroud is en jy besluit nog. Ja. Almal kort maar 'n bietjie freespys, sal ek sê. Ja. So ek het gewoonlik 1 keer per jaar gaan golf speel saam met my vriende en gaan dit was my wegbreek tyd waar ek kon relax en wegkom. Maar hoe langer in die verhouding gaan, hoe meer afhanklik word jy van die ander persoon. So die laaste ruk met die golftoer en goeters was nie meer vir my so lekker op die golftoer nie, want ek het huis toe vanaand. Okay. Verstaan? Ja. So, maar dis as jou verhouding sal ek sê groei. Ja. My opinie. So, mens moet dit 'n bietjie tyd gee. Ek sal die meeste wat ek sien, meeste mense spring in. Hulle spring net in hierdie ek gaan nou trou. En hulle spring in hierdie dinge en dan leer hulle mekaar nie. Hulle ken mekaar en dan leer hulle mekaar ken in hierdie eerste 2 jaar en dis hoekom almal skei. Hulle ken mekaar nie, maar hulle wil trou want dis 'n sprokiesverhaal en dit is regtig so nie. Almal het foute, niemand's perfek behalwe ek nie, maar niemand is perfek nie, so Nog een vraag, dis baie snaaks jou antwoord is baie vir myne. Maar sou jy as jy dit oor kon doen, nee? Sou jy eerder gekies het om nie voor die tyd saam te bly nie? My persoonlike opinie is ek dink nie aan dit so eintlik nie, want ek is vandag wie ek is as gevolg van wat ek besluit het daai tyd. So die vraag wat jy eintlik moet vra is jy happy met wie jy nou is? Want as jy nie happy is met wie jy nou is nie, dan is dit net oor die foute wat jy in die verlede gemaak het. So ek dink ek's happy met wie ek is. Daar is 'n paar flaws en goed, nie is perfek nie, maar ek sal nie sommer my verlede verander nie. Ek meen daar's goed wat gebeur het wat nie lekker was nie, maar dit het my gebou. Ja, advies vir 'n paartjie wat daaraan dink om saam in te trek. Ek het gedeel dat ons was omtrent 20 toe ons sou jy, wat is jou advies? Sou jy 'n bietjie 'n jaar of 2 gegee en dan gaan wat Moenie dink jy? te vinnig in 'n ding inspring. Onthou ons was anders. Dit was 'n ander scenario.
jy moes werk en jy kon nie hiernatoe ry nie en so ons het so half saam en eintlik by my ma ingetrek saam en so dit was 'n baie anderste as ek kon sê jy weet moenie net indruk nie. Moenie net verlief raak intrek en dan dis nie 'n slim idee nie. Kyk eers vir 'n ruk. Ja. Besluit eers of wil jy regtig dit doen en Ja. kyk eers of jy die persoon bietjie beter kan leer. Ja. Want dit is mal om in die kombuis te kom en alles staan oop. Nee, dit maak mens mal. So ja, mens Ons gaan berading kry hoor. Mens werk daaraan. Maar ons Ja. sal moet werk aan. Ja, so En ek gooi my onderbroeke in die wasmasjien. Ek het nou in die wasmandjie begin. begin ja. Toe Karin toe doen. Maar in elk geval. So ja, dit is sy opinie en dit is gedink dit sal goed wees om 'n man se view hier in te kry. So dankie dat jy op die channel was. Okay. Sit in die comments as jy moet kom want ons sukkel om te verstaan hoe mans se koppe werk. So jy. As Dis ons so daar nou en dan help. Dit is baie eenvoudig. Jy maak net vir ons 'n bietjie koffie. En dan is ons happy. Okay, so ek gaan nou maar koffie maak net omdat hy my help. Bye. Bye.